Goeiemôre. Jy luister na oordeenking 51 in die reeks Die Goeie Lewe. En ons tema is om iemand se hand vas te hou. Die skrywers van The Good Life beskryf in die tweede helfte van die boek wat hulle in die navorsing bevind het oor die inhoud van verhoudings. Wat plaasvind in daardie ruimtes van verhoudings, in die eerste plek in die huwelik of intieme verhoudings, dan in gesinsverhoudings, dan in werkverhoudings en uiteindelik ook met vriendskapsverhoudings. Dit mag nou wees dat, soos wat ons oor vir hierdie konteks van verhoudings praat, dat jy dalk nie getroud is nie, of nie in 'n verhouding is op die oomblik nie. En voel, maar dit gaan vir my nie relevant wees nie. Of, as dit kom by werksverhoudings, dat jy sê, wel, ek's afgetree, dis ook nie meer relevant nie. Maar soos wat ek deur die inhoud lees, besef ek dat al hierdie kontekste het relevantie vir elkeen van ons se lewens, ook in ons verhouding met onsself, met God en alle ander mense. Uiteindelik kan ons aftree uit ons werk uit. Ons tree nie af uit die lewe nie. En in elkeen van hierdie aspekte van ons lewens is daar lesse om te leer van wat die goeie lewe behels. In die kinderontwikkelingssielkunde leer 'n mens ongelooflik baie van die belangrikheid van gehegtheid en geborgenheid. Gehegtheid, attachment, gaan oor daardie oomblik wanneer 'n babietjie by sy of haar ma lê en daar in daardie eerste oomblikke van koneksie gebeur daar die wonderlikste wonderwerke in ons brein van daardie gehegtheid en die geborgenheid. En dit wat dit vir ons beteken, nie net in daardie eerste oomblikke, ure, maande, jare van ons lewe nie, maar vir die res van ons lewens. En dit is juis hier waar die navorsing ons verstom oor hoe belangrik is die koneksie in verhoudings. Ons leef in 'n wêreld waar angs, onsekerheid, pyn deel is van die menslike ervaring. Van kleins af ervaar ons fisiese en emosionele pyn. En ons leer vroeg reeds dat liefdevolle aanraking 'n kragtige vorm van vertroosting is. 'n Neurowetenskaplike met die naam van James Cone het 'n merkwaardige studie gedoen wat bewys hoe diep hierdie waarheid in ons ingebou is. Cone en sy span het 'n eksperiment uitgevoer waarin deelnemers aan 'n sekere intensiteit van elektriese skokke blootgestel is terwyl hulle in 'n MRI-skandeerder was. Sommige deelnemers moes hierdie ervaring alleen deurstaan. Ander het 'n vreemdeling gehad wat hulle hand vashou en 'n derde groep het 'n geliefde by hulle gehad wat hulle hand vasgehou het. Die bevinding was absoluut verstommend. Eintlik was Cone besig om die effek na te vors van posttraumatiese stresversteuring op mense, toe een van die soldate wat uit Vietnam kom, soveel angs beleef het, dat hy nie in die vertrek wou wees sonder sy vrou nie. En toe het Cone vir die eerste keer besef, weet wat gaan aan met die lesings op hierdie instrumente. Skielik waar iemand jou hand vashou, en veral 'n geliefde, is die resultate totaal en al anders. En is die dat hy toe met verdere studie voortgegaan het. Diegene wie se hand vasgehou is deur 'n geliefde, het die minste angs en pyn van almal ervaar. Hulle brein se stresreaksie was merkwaardig laag en die gevoel van sekuriteit het toegeneem. Hy kon die effek van iemand wat jou hand vashou op 'n MRI-skandeerder sien in daardie areas van ons brein waar angs en ook geborgenheid sigbaar is. Hierdie ontdekking het diepgaande implikasies, nie alleen vir die huwelik nie, maar vir al die verhoudings waarin ons staan. Maar kom ons praat oor die huwelik tussen man en vrou. Dit bevestig wat die skrif ons reeds leer. Liefde is nie net 'n emosie nie, maar is 'n tasbare krag wat werklik genesing vir ons bring. In Prediker 4 vers 9 tot 10 lees ons, 2 is beter as 1. As een val, kan die ander hom optel. Hierdie woorde herinner ons daaraan dat ons nie geskep is om alleen deur die lewe te gaan nie,
maar om mekaar se laste te help dra. Dalk luister jy vanoggend hierna en jy's nie in 'n verhouding nie. Of jou geliefde is nie meer daar nie. Hoewel dit nie in dieselfde mate was nie. Maar selfs wanneer 'n goeie vriend of vriendin jou hand vashou, het dit ook daardie gedeeltes wat angs verminder en geborgenheid verhoog, duidelik sigbaar geraak in die nabyheid van daardie persoon. Wat interessant is, selfs wanneer 'n vreemdeling by jou staan en welwillendheid bewys, was daar 'n verskil in die data. Ja, verhoudings het tye van seën en vreugde, maar ook tye van beproewing en swaar kry. Wanneer een maat deur 'n krisis gaan, het sy 'n gesondheidsprobleem, finansiële druk of emosionele nood, maak die teenwoordigheid van 'n liefdevolle lewensmaat 'n wêreldse verskil. Die eenvoudige daad om 'n geliefde se hand vas te hou in daardie oomblik van vrees, onsekerheid, angs, kommunikeer 'n boodskap wat geen woorde kan vervang nie. Jy is nie alleen nie. Ek is hier saam met jou. Moet dus nie die belangrikheid van aanraking en om iemand se hand vas te hou onderskat nie. In 'n wêreld waar afleidings volop is dit maklik om vir mekaar vervreemd te raak. Om fisies teenwoordig te wees, maar emosioneel verwyderd. Tog wys Cone se navorsing vir ons dat iets wat so eenvoudig lyk, soos om iemand se hand liefdevol vas te hou, ons kan help om die storms van die lewe met groter kalmte te hanteer. Dit herinner ons aan die belangrikheid van klein gebare, 'n drukkie na 'n lang dag, 'n handdruk tydens 'n moeilike gesprek, 'n sagtheid en aanraking wat sê, ek sien jou, ek is hier. Jy weet, mense praat so teoreties oor navorsing van Cone en wat dit beteken. Maar dink 'n bietjie aan die plekke in die lewe waar jy by 'n kruispunt kom. Om in die teater ingestoot te word en daar's net iemand wat jou hand vashou. Of by 'n ongelukstoneel. Daar's net 'n vreemdeling, net iemand by jou. En daardie oomblik nie noodwendig om jou hand vas te hou nie, maar net daar vir 'n oomblik te wees. Hand op die skouer, net daai aanraking, net daai iemand wat by jou stop en by jou staan. Die betekenis van menslike aanraking en nabyheid is so ontsaglik belangrik. In die hospitale, jy weet, 'n mens leef in 'n tyd waar aanraking kompleks kan wees. Ons sien in die media al die besprekings daaroor. Maar jy weet, jy kom in die hospitaal by iemand. En daai oomblik in broosheid, om net jou hand in 'n ander persoon se hand te sit en te sê, kan ek saam met jou bid? Partykeer mag dit dalk vir jou voel, dis nie die regte oomblik nie, of dis nie die regte ding om te doen nie. 'n Hand op die voorarm. Te sê, kan ek saam met jou bid? Partykeer doen ek 'n hospitaalbesoek. En hier is die oom, plaasboer, of 'n konstruksiewerker, wat ook al, met sulke groot, growwe hande. Ons praat oor die onsekerheid van 'n operasie wat voor is, of 'n diagnose wat gemaak is. En dan, net voor ons bid, dan is dit eintlik so in 'n spontane oomblik, wat die oom sy hand so uithou, en ek myne, en ons hande sluit en sê, Here, wil U wat die goeie herder is, die oom lei na groen weivelde, en waters waar daar vrede is, lei hom deur hierdie donker diepte, dat hy nie sal bang wees nie. Amen. Ons het almal in ons lewens iemand nodig in daardie teere oomblikke om ons hand vas te hou. Of dit by die hospitaal is, of dit die eerste skooldag is, of 'n mens in die straat afstap en as ons kinders is of ons ouers, om hande vas te hou en aanraking vir iemand te gee en te ontvang, is een van die belangrikste gawes wat die Here vir ons gegee het. En is absoluut gratis. Dit kos ons niks. Kom ons bid vanoggend saam met 'n gebed uit die Groot Gebedeboek.
Here, God van liefde, waar ons ook mag gaan, wil ons in U skadu by U staan. Hoor ons dankgebede, hoor ons loflied styg as ons dank aan U betuig. Here, U genade het ons hier behou, in U hand van liefde vasgehou. Moet nooit van ons wyk nie, skenk aan ons U seën. Here, laat ons nooit alleen. Heer Jesus, laat ons nooit alleen. Ons wil vir ewig op U almag steun, want elke knie sal buig en elke hart sal juig. Here Jesus, neem ons bede aan. Amen. Liefde en 'n geseënde dag verder.